lekker en is alweer storietyd. Goeienaand my liefste maatjies. En vanaand is dit weer oom Richard van die Westhuizen en sy vriend en hulle vertel vir ons pragtige stories. Die een vlerk skoenlapper deur Christa Maree. Dis 'n heerlike somersdag en Han en Heidi wil gaan piknik hou in die veld. Mamma pak vir hulle 'n mandjie met yskoue koeldrank, tomatietoebroodjies, kaas, wiggies en vrugte. In die veld onder 'n groot ou eikeboom gooi Han 'n lappies kombers oop en die kinders eet te heerlik. Dan lê Han op sy rug en teken prentjies in die wolke. En Heidi, sy lê op haar maagie en vroetel met haar vingers in die grasies. Ewe skielik beweeg iets in die gras. Han, kom kyk hierso, fluister sy saggies. Hier's 'n gooitjie in die gras. Wag, laat ek sien. Net nou is dit iets gevaarliks. Han trek die grasies versigtig van mekaar af weg. Voor hulle lê 'n groot skoenlapper met net 3 vlerke. Die regterkantste groot vlerk het afgeskeur en net 'n klein stukkie vlerk sit teen sy lyf vas. Die ander vlerke is goudgeel met pink en pers kolletjies op. Aan die kant van elke vlerk is 'n helder oranje randjie. Och, sis, tog boetie, die arme skoenlappertjie. Wat gaan ons doen? Ons kan hom tog hier los, hy kan nie vlieg nie, hy sal doodgaan, sê Heidi hartseer. Heidi is baie lief vir insekte, veral skoenlappers. Sy het 'n boks vol dooie insekte, soos motte, skoenlappers, naaldekokers, kewertjies, ja, en selfs 'n spinnekop. Sy ondersoek die skoenlapper baie mooi. Die 2 voelhorings wat so dun is soos hare, is nog perfek. Heidi weet dat as die skoenlapper se vlerk reg is, hy weer sal kan vlieg en die sap van blomme en vrugte met sy slurp opsuig. Kom Heidi, ek ruim op. Tel hom versigtig op. Ons kan by die huis 'n plan maak. Die kinders haas hulle na die huis. Heidi hardloop na haar kamer en gaan kry haar boks vol insekte. Han kry by mamma 'n soort gom wat nie giftig is vir skoenlappers nie. Hulle sit die skoenlapper versigtig op die kombuistafel neer. Dan haal Heidi 'n groot groen skoenlapper uit haar boks. Mamma help om die vlerk van die dooie skoenlapper presies af te knip. Dan smeer sy 'n dun laagie gom op die binnerandjie en plak dit baie versigtig op die geskeurde stukkie vlerk vas. Dis sy perfek. Heidi kan nie wag om te sien hoe hy met sy nuwe vlerk gaan vlieg nie. Maar niks gebeur nie. Die skoenlapper lê net daar op die groot kombuistafel. Die kinders is sommer hartseer en staar verstom na die skoenlapper. Maar mamma, hoekom wil die skoenlapper nie vlieg nie? Hy het mos nou weer 4 vlerke. Hoekom, mamma, hoekom? Heidi is baie teleurgestel dat hulle plan nie werk nie. Wel, kinders, miskien is die gom nog te nat en te swaar op sy vlerk. Ek sê julle wat, as die gom droog word, sal dit dalk ook ligter wees en miskien probeer hy dan weer vlieg. Probeer mamma troos. Die kinders beweeg nie. Hulle sit baie lank en staar na die skoenlapper. Dis al pikdonker buite, toe hy skielik begin beweeg. Mamma, roep Han en spring opgewonde op en af. Mamma, roep Heidi, hy beweeg, hy gaan vlieg. Kom, kyk gou. Mamma is net betyds om te sien hoe die skoenlapper 'n draai in die kombuis maak en by die kombuisdeur uitvlieg. Die kinders wil nog agterna, maar mamma roep hulle terug om te gaan bad. Maak sies, mamma, ons wil nog kyk of alles in orde is, kerm Han en Heidi. Nee, dis reeds donker en amper etenstyd, verduidelik mamma mooi. Heidi is nie juis lus vir eet vanaand nie. Sy sou daarom so graag die skoenlapper nog net 1 keer wou sien. Selfs Han is baie stil aan tafel. Hy wonder ook of die skoenlapper regkom met sy nuwe vlerk. En na die dag van goed en sleg, is albei sommer gou in die slaap. Die sonnetjie skyn vroeg by die kinders se kamer in. Iets killie Heidi wakker. En toe sy haar oogies oopmaak, sit die skoenlapper op haar neus. Sy gaggel van pure plesier en roep saggies vir Han om wakker te word. Pappa kom kyk ook waaroor die kinders so bly is.
Maar hoe weet julle dat dit die skoenlapper is wat julle gehelp het? Vra pappa nuuskierig. Maar pappa, kyk, hy het 3 geel vlerke en 1 groen vlerk, roep die kinders gelyk en almal skaterlag. En van daardie dag af het mamma nooit weer die kinders wakker gemaak nie. En weet julle hoekom? 'n sekere skoenlappertjie met 1 groen vlerk het elke oggend die kinders se neusies kom kielie. Hoe neushoringvoël sy naam gekry het. Daar's 'n groot bedrywigheid in die woud. Koning Leeu het almal van heinde en verre laat kom vir 'n baie belangrike vergadering. Daar is skaars plek vir al die diere op die vergaderingsgrasperk in die middel van die woud. Koning Leeu sit heel voor op sy boomstomptroon en langs hom sit sy raadgewer, die slim oupa uil. Die apies, bobbejane, eekorings en voëls sit in die bome sodat hulle ook hulle koning kan sien. En voor, naby die troon, staan al die kleiner bokkies. Dis nou duike, ribbok, rooibok, springbok en die heel kleinste bokkie van almal, ou Soenie. En net agter hulle staan eland, kudu, blou wildebees, rooi hartbees, sebra, gemsbok, swart-witpens en buffel. En heel agter staan die 3 grootste diere, want hulle kan oor almal se koppe kyk. Dis olifant, renoster en kameelperd. 'n Entjie weg in die rivier lê 'n krokodil en seekoei ook aandagtig en luister. Koning Leeu maak keel skoon. Orde, orde, brul hy, en die diere bly dadelik doodstil. 'n Geagte woud- en vlaktebewoners, sê koning Leeu baie saaklik. Ek het julle vandag hier bymekaar laat kom vir 'n baie belangrike saak. Hier is 'n vreemde dier in ons midde en niemand kan vir my sê wat sy naam is, waar hy vandaan kom of waar hy hom op die oomblik bevind nie. Party van ons het hom al baie vlugtig gesien, maar hy is baie skaam en kruip die meeste van die tyd weg. Ek het hom gister gesien, skree Apie van agteraf. Ek het hoog in die boom gesit en hy het my nie gesien nie. Hy het stadig uit die bos gekom en vinnig water gedrink by die watergat net hier agter. En toe het hy weer vinnig tussen die bosse in verdwyn. Hy het so snaakse horing besigheid of 'n neus of 'n ding. Ek kon nie mooi sien nie. Hy was so vinnig. Oupa Uil staan stadig op en steek sy vlerk hoog in die lug om almal stil te maak. Ek het ook die dier vlugtig gesien en kan bevestig dat dit beslis 'n voël is. Ek is daarvan oortuig dat die dier wel vlerke en vere het, en net voëls het vere en vlerke. Die ding wat die apie dink die dier se horing is dus sy snavel. Ja, ek het ook die dier gesien, sê kameelperd. Die ding op sy neus het vir my te groot gelyk vir 'n snavel. Ek sou ook eerder sê dis 'n horing. Orde, orde, brul koning Leeu. Dat help nie, ons staan in redekavel oor wat ons dink ons gesien het nie. Ons moet die dier in die hande kry, goed bestudeer en dan besluit wat dit is, of die dier in ons midde welkom is. Daai, Skree Bobbejaan en spring met 'n boog van sy tak af onder 'n bos in wat so 'n entjie van koning Leeu afstaan. Die rare dier het al die tyd onder die bos weggekruip en die hele vergadering dopgehou. Bobbejaan kom met die dier uit die bos uitgestap en sit dit reg voor koning Leeu se troon neer. Die dier bly net daar staan, kop onderste bo. Die ander diere is doodstil, tot die apies swyn nie eers meer in die takke rond nie. Oupa Uil bestudeer die dier aandagtig. Ja, dit is beslis 'n voël, sê hy na 'n rukkie. 'n Voël met 'n baie groot snavel. Ja, kom ons gee hom kans om self te verduidelik wie hy is en waar hy vandaan kom, sê koning Leeu. ek weet nie of ek 'n naam het nie. Sê die voël baie sag. Ek kruip maar nog altyd onder die bosse weg, want ek is skaam vir my groot snavel en hoe ek lyk. Maar jy lyk nie vir my so eienaardig nie, sê koning Leeu. Om die waarheid te sê, jy is eintlik 'n baie besonderse voël. Jy het 'n baie interessante snavel. Ag, en kyk hoe mooi lyk jou vlerke met die swart en wit spikkels. Die voël kyk vir die eerste keer op. Regtig? Sê hy.
Beteken dit ek kan maar hier by julle bly? Vra hy versigtig. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Kom ons hoor wat sê die res van my koninkryk. Die diere klap spontaan hulle pote te mekaar en skreeu: "Laat hom bly! Welkom hier by ons!" Koning leeu lig sy poot hoog in die lug. Ons het net een probleem. Ons almal het name en ons sal ook graag wil hê dat ons nuwe inwoner sy eie naam moet hê. Is daar enige voorstelle? Vra vir oupa Uil, sê Buffel. Hy weet altyd alles. Dis doodstil en al die aandag is op oupa Uil. Hy maak sommer sy oë toe soos hy dink. 'n Na rukkie sê hy opgewonde: Ek het dit. Ons almal stem saam dat ons nuwe inwoner 'n voël is, né? En party van ons het eers gedink sy snavel is 'n neus en ander het bespiegel dat sy snavel dalk 'n horing kan wees. Kom ons noem hom dus neus horing voël. Ja, skree die diere. Dis 'n orde, brul koning leeu. Ek dink ons nuwe inwoner moet self besluit of hy van sy naam hou. Ek hou baie daarvan, Sê hy gelukkig en tevrede. Die diere klap hulle pote en skreeu en gil opgewonde. Welkom, neushoringvoël! Welkom, neushoringvoël! Sing die ander voëls in die bome. En van toe af het neushoringvoël heerlik saam met al sy vriende gebly. En was hy nooit weer. Kom ons kuier nog so 'n minuutjie of 2 saam met 'n mooi liedjie. Ietsie bitsie spinnekop klouter oor die muur. Ietsie bitsie spinnekop, die donder weer is hier. Woers waai die wind vir ietsie bitsie af. Ietsie bitsie spinnekop, die wind is sonder laf. Ietsie bitsie spinnekop klouter oor die muur. Ietsie bitsie spinnekop, die sonskyn is hier. Woers waai die wind, die donderwolke weg. Ietsie bitsie spinnekop, alles is weer reg. Liefste maatjies, lekker slaap, soet wees en totsiens. Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.